Broers en susters, goeiemôre. Baie welkom by die roudiens van Tannie Jeanette Visser. Sy is aan ons geleen van die 14de Maart 1947 en sy het gesterf die 11de Februarie van die jaar. Voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons haal diep asem, kom ons onthou die Here is vandag hier ten spyte van die gevoelens wat ons dalk mag hê en ten spyte van die persoon wat ons verloor het. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here God, ons wil vandag vir U loof vir die lewe wat U vir Tannie Jeanette gegee het. Here, ons sê vir U dankie vir die rol wat sy gespeel het in almal se lewens hierso. En ons sê vir U dankie vir die bystand wat U vir haar gegee het deur haar hele lewe. Ons vra dat as ons nou uit die woord uit sal lees, U ons sal troos met dit wat U vandag vir ons wil kom sê, en dat ons dit ook as U woord en U ondersteuning ter harte sal neem. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Liewe gemeente, ons lees vandag uit Openbaring 21 en ons lees net vers 1 tot 4. Dis 'n baie kort gedeelte, baie belangrike gedeelte. Openbaring 21 vers 1 tot 4. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Want die eerste hemel en die eerste aarde het opnuut gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en ek sal by hulle woon, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou, of 'n gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Ons het vandag uit Openbaring uitgelees want ons het aan die einde van elke kwartaal of aan die einde van elke Bybelstudiereeks, dan vra ek vir die inwoners, hoorie, maar waaroor wil julle volgende gesels? En Tannie Jeanette het al 'n paar keer gesê, maar ons moet 'n slag Openbaring doen. En ek wil nie, want dis vreemd. En toe nou op die ou end, toe het ek nou toegegee en ons het nou Openbaring gedoen. Die arme inwoners, hulle sal ook weet, hulle lees nou al die afgelope paar maande saam met my Openbaring, want ons doen die hele boek, en ons doen hom so perikoop vir perikoop, ons lees nie die hele boek nie, maar ons gaan 'n goeie deel daarvan lees. En ja, Tannie Jeanette wou so graag Openbaring behandel, en ek het so 'n diep ontevredenheid in my daaroor, dat sy nou saam met my was vir die brief van die gemeentes, en vir die gedroogte en die monsters, maar nie vir die gedeelte wat ons vandag gelees het nie, want dis eintlik waaroor Openbaring gaan. Openbaring is nie geskryf om enige iemand die skrik op die lyf te jaag. Dit is nie geskryf om enige iemand te laat twyfel oor hulle geloof of oor hulle saligheid nie, maar dit is geskryf om mense wat kerk was in 'n moeilike tyd hoop en moed te gee. Daarom is dit ook gepas vir ons vandag. Ons het nie vandag nodig om oor elke fynere punt van ons teologie te worstel nie. Ons het nie vandag nodig om opnuut oortuig te word van ons sonde en van ons skuld nie, maar ons het vandag hoop en moed nodig, soos wat Openbaring ook gee. In die sin daarvan dat dit vir daai gemeenskap van die eerste en tweede eeu 'n geskenk was, is dit ook vir ons 'n geskenk. Want ons sien deur die boek Openbaring nie keiser Nero nie kanselier Hitler of enige president kan Jesus onttroon as koning van die skepping nie,
Al is daar ruiters met perde van verskillende kleure, al is daar monsters uit die see en uit die aarde uit, niemand oortref die geslagte lam nie. Dit is ongelooflik. Die mense by die Dinsdag Bybelstudie het ook nou al intussen sommer begin met wat teoloë noem vormkritiek. Nou, dit is redelik gevorder. Ek wil graag vir hulle vra. Openbaring het ons gesê, en daar's 'n paar mense op wie my geld nou is. Openbaring het ons gesê is 'n brief, dis 'n profesie en dis 'n wat? Tannie Loopie, Tannie Corrie. Openbaring is 'n brief, profesie en 'n wat? Dis ook 'n apokalips. Yes. Nou, dis 'n spesifieke soort profesie. Ons dink dit sal beteken einde van die wêreld, maar eintlik beteken dit net openbaring of onthulling, iets wat God vir ons wys. En dis altyd geskryf in 'n tyd waar daar so min hoop is vir die wêreld wat bestaan, vir die manier hoe dinge is, dat die enigste hoop wat die profeet kan sien, is as God iets heeltemal uniek maak van vooraf. Ons kry dit in Daniël, ons kry dit in dele van die ander profete, en dan kry ons dit in Openbaring ook. Maar dis 'n genre wat sê, al wat ons nou kan help, is as die Here met iets nuuts begin. Nou, wanneer mens iemand verloor vir wie hy baie lief is, dan is dit maklik om ook so te voel. Dis maklik dan om te sê, ag Here, maar ek weet nie hoe ek weer gaan beter voel nie. U moet dit maar doen in my. Uit my eie uit gaan dit baie sukkel om dit te doen. En snaaks genoeg, dis wat presies in Openbaring 21 gebeur. Al die eienaardige ondiere, al die magte van die bose word namens die vervolgde kerk verslaan deur Jesus. Die kerk lig nie 'n vinger nie. Jesus het die mag om al die bose magte op te ketting en te verslaan. En dan aan die einde daal die nuwe Jerusalem, die nuwe stad van God, daar dan uit die lug uit neer, en dis een van die hoogtepunte van Openbaring. En dan uiteindelik, na alles wat verby is God alles vir almal. Is daar vrede, is daar naaste liefde oral, en is daar die fisiese teenwoordigheid van God. Niks van die droefheid van die eerste skepping word oorgedra na die volgende een, niks. Dis net lekker en dis net goed as God fisies by ons is. Daar is 'n vreemde opmerking vandag oor die see. Ons lees die see bestaan nie meer nie. Nou, baie van ons is baie lief vir die see. Dis maar net as gevolg van hoe die mense van daai tyd gedink het oor die see. Onthou, hulle het nie duikbote gehad nie, hulle het nie sonar gehad nie. Wat hulle betref kon daar enige monsters of drake in die see gewees het. Ook as daar mense op die skepe oor die see gekom het, dan het hulle gekom as slawe. Hulle was gaan haal in die ver aflande. So as die mense van daai tyd gedink het aan die see, dink hulle aan vrees en hulle dink aan slawerny. So dis maar net 'n manier van sê, maar dit gaan ook nie daar wees nie. By God is daar veiligheid en by God is daar sekuriteit. En daar's nie dood nie. Daar's nie pyn nie. En daar's nie eens hartseer nie. Dit klink net ongelooflik. En ek dink sonder dat sy dit gaan uitsoek het, sou dit vir Tannie Jeanette miskien baie opgewonde gemaak. Daar's 'n klomp mense wat net so lig deur die lewe dryf, en Tannie Jeanette was nie een van hulle gewees nie. Sy het al deel van hartseer geken, en soos enigeen van ons, kon dit ook maar swaar op haar geweeg het van tyd tot tyd. Dis hoekom ek soveel troos kry vir myself, maar ook vir haar in die hele vers 4. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal daar nie meer wees nie, ook nie rou of gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Wat 'n stelling, wat 'n belofte. Al wat pla, gaan weg. Ongelooflik.
As ons vir God sien in lewende lywe, en as ons fisies by God is, dan is al ons probleme, al ons bekommernisse, al ons pynlike herinneringe, is dan net weg. Nou dit is ook belangrik dat ons lees die trane word afgedroog. Dis nie 'n belofte wat sê, in die lewe gaan daar nooit trane wees nie. Openbaring is geskryf vir mense wat vervolg is, geweldig vervolg is. Maar, dan kom ons by God, God droog die trane af, en dan is die trane ook verby, vir altyd. Dan kom die nuwe trane, na die eerstes nie. Nou, wat my geweldig beïndruk het van Tannie Jeanette, is dat sy ten spyte van alles, altyd met soveel omgee, en met soveel liefde geleef het. Ek het amper nooit vir iemand gaan kuier wat siek is, sonder dat sy nie ook daarin loer, iewers en dan nee, ek sal maar bietjie later kom nie, elke keer. Die eerste keer wat ek met Tannie Jeanette te doen gehad het, toe het sy my na Tannie Anna Botes toegevat. Tannie Anna was daai tyd al nie meer haarself gewees nie, en sy die hele tyd lied 510 genade onbeskryflik groot herhaal. En toe het sy my gevat sodat ons dit vir haar kan gaan sing, saam met haar. Baie spesiaal. Sy het altyd tyd gemaak vir die mense wat 'n bietjie aandag nodig het, dalk 'n bietjie ekstra liefde, dalk 'n ekstra bietjie geduld nodig het partykeer. En ten spyte van hoe sy party daar gevoel het sy die Here se liefde beliggaam. Almal was altyd my bokkie gewees, almal was altyd spesiaal gewees. Ag, my bokkie, kom hierso. En sy was 'n ma, sy was 'n suster, sy was 'n vriendin gewees, maar sy was ook 'n gestuurde Christen gewees. Sy was ook iemand wat met geweldig baie liefde geleef het, veral vir die mense wat dit dalk nie op 'n ander plek gekry het nie. Sy was elke Dinsdag by die Bybelstudie gewees, selfs in die ou dae toe ons net 4 of 5 mense was in die begin. En ja, vir die mense wat haar ken, is die wêreld beslis 'n armer plek sonder haar en haar turquoise baadjie. Nou, broers en susters, daar's soveel van die dood wat ons nie weet nie. Soveel van die lewe, soveel van die Here, wat ons nooit sal weet solank as wat ons op aarde is nie. En alhoewel Openbaring se gehoor drasties verskil van ons, drasties verskil, het hulle ook maar hulle eie vrae gehad. Hulle het ook maar hulle eie twyfelings gehad partykeer. Hulle het ook maar moed verloor, so elke nou en dan. En daarom is dit niks minder as 'n geskenk van God, om te weet dat ons weet so baie nie, maar ons weet waartoe is ons op pad. Ons weet wat vir ons wag. Dit het vir Tannie Jeanette gewag, dit wag nog steeds vir ons. En ons weet waarna toe die skepping op pad is, na herlewing, na vernuwing, na totale geluk en totale vreugde. Niemand van ons weet presies hoe oud ons gaan word. Niemand weet wat nog vir ons wag, môre of die dag daarna nie. Niemand weet dit nie. Maar ons weet dit wat ook al gebeur, die Here wag vir ons, en die Here is ook nou reeds by ons. Nes die vervolgde kerk, kry ons die waarborg dat God ons bestemming is. Omdat ons dit weet, beteken dit ja, die pad soontoe is dalk onbekend, maar dis nie ongangbaar nie. Dis nie 'n pad wat ons nie kan loop nie, want ons weet, Jesus het dit klaar namens ons geloop. Omdat ons weet ook dat ons moeilikhede tydelik is, beteken dit dat niks van die verskynsels wat dreig om ons onder te kry, permanent is nie. Niks nie. Om eensaam of negatief te voel is nie permanent nie. En dis ook nie net omdat ons weet ons gaan eendag by God wees nie, dis omdat ons weet God is nou alreeds by ons. God se Heilige Gees is nou by ons en vee nou al van ons trane af. Nie in die volgende lewe nie, nie in hierdie lewe is ons ooit alleen nie, want God se Heilige Gees woon in elkeen wat Jesus aanvaar as hulle verlosser. God is lief vir ons, God sien ons raak, en daarom weet ons God is ook vandag hier waar ons rou. God is hier vandag en God sien elkeen van ons.
Ons gaan verseker dat aan die Jeanette verlang, maar ons weet ook haar stryd is nou voltooi. Sy gaan nooit weer hartseer wees nie. Sy gaan nooit weer enigiets hê wat haar ongelukkig gaan maak nie. Sy gaan nou net met die liefde kan leef wat sy altyd op aarde mee geleef het. So voel vry om vandag namens jouself of namens jou vriende hartseer te wees, maar moenie rou vir tannie Jeanette nie. God is by haar. En daar waar God is volledig, is daar net vreugde. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here, ons vra dat U vandag met almal sal wees wat nodig het om te weet, daar wag vir ons iets anders, daar wag vir ons iets beter. Here, ons dink aan almal wie se moed bietjie min is, wie se krag aan die opraak is, en wat natuurlik 'n vriendin, 'n suster, 'n ma aan die dood afgestaan het, Here. Here, ons vra dat U ons sal vul met die moed wat U ook vir die mense van Openbaring gegee het, met die moed wat U nou vir tannie Jeanette gee, dat ons ook sal besef, ja, dit is moeilik om iemand te verloor, maar dit is ook nie onmoontlik nie. Dankie dat ons kan weet, die Gees is elke dag by ons, U verlaat ons nooit nie, en dat omdat ons weet, U vir ons wag, het ons krag vir die dag van môre. Amen. Amen. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek spreek en bid en golwe bedra. Ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek ken jou pyn, jou donkerste nag. Ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer. Kom bring na my, jou kommer en vrees. Ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer. Bly waak en bid, volhard in geloof. Ek is by jou, soos ek beloof. Ja, Dominee, wat kan ons nou sê? Van die wat julle nog nie weet nie, Jeanette was 57 jaar deel van my lewe. Ek was 10 jaar oud toe sy en my pa getroud was. So dit is hoe lank al ons in mekaar se lewens is. Jeanette het gelewe vir haar huis, vir my pa en later vir Chris. Sy was 'n baie goeie huisvrou. En ek sê nou vir julle, sy het 'n huishouding geran soos 'n hospitaal. Jy kon letterlik van die vloer af eet en sy het tot die handdoeke gestryk, né Joy? So, ja, my pa was, vir die van julle wat my pa geken het, 'n liewe goeie mens, maar hy was nou maar een van daai mans wat sy vrou hom moes organise. So as daar 'n spykertjie moes ingekap word, spykertjie daar, stukkie novelon daar, daai kassie moet afgeskeer word. En so het my pa se bynaam van pa geraak Rottemeier. As julle vir Heidi onthou, vir Clara, sy juffrou Rottemeier, so Jeanette, in ons familie is Jeanette Rottemeier. Baie lief vir ry gewees, as die wiel draai was Jeanette in, sy het nie gevra waarheen nie, solank sy kon saam was sy gelukkig. Baie lief vir die Wimpie en uit eet, en as ek haar wou treat in die Kaap, moes ons Wimpie toe gaan, Kentucky kry, vis en chips en Spur toe gaan, dit was ons standaard outing in die Kaap gewees. Jeanette het, die van julle wat met Jeanette gesels het, Jeanette het 'n baie groot algemene kennis gehad. Sy het van alles geweet. En mense, ek het gister vir Dominee Dirk gesê, mense het vir Jeanette baie keer 'n bietjie vlak gekyk.
Ek weet nie hoekom nie, maar as jy van die aqueducts in Amerika praat, het sy daarvan geweet. As jy van die ape praat wat somewhere in Nepal in die warmwaterbronne bad, het sy daarvan geweet. So Janet was sy het goeie kennis gehad van goed en sy kon lekker interessant gesels ook. En natuurlik was sy baie bekend vir haar gesels. Suster Jenny het vir my gesê, toe hulle van Kimberley gekom het, een keer, Janet het non-stop gepraat het, en as sy nie reageer nie, dan sê sy, is jy wakker? Hoor jy wat ek sê? So julle moet weet, ja, Janet het my met partykeer wat in die mure uitgedryf, maar wie ons een van ons doen het maar almal, né? Maar as ons Kaap toe gery het, en terug, non-stop. En dit is altyd, eers met die troeteldiere begin, die werpsels, die besoeke aan die veearts, wat van die kleintjies geword het, die SPCA en Montetjie is ons deurgewerk, ons het Granny se appelkoos konfyt deurgewerk, ons het Auntie se cream cake deurgewerk, en as ek altyd vir Esther en gesê, ja, ons het die hele familie en al die troeteldiere weer eens deurgewerk, maar dit is goeie herinneringe wat ek van Janet het. En julle weet, en vir al haar praat, het ek nog nooit in die 57 jaar gehoor dat Janet haar stem verhef het nie. Ek het nog nooit gehoor dat sy sleg praat van iemand nie. As jy dalk ietsie negatief van iemand sê, dan het sy my altyd met 'n verskoning gekom hoe daai persoon so was. En vir al daai praat het Janet nog nooit iemand veroordeel nie en geoordeel nie. En ek dink dit is omdat Janet ook maar 'n moeilike kinderlewe gehad het. En verstaan dat ons is maar almal gebroke mense. En as mens negatief of destruktiewe gedrag het, is dit maar omdat daar maar iets in jou is wat stikkend is. Ja, Janet was baie lief vir die plaas, sy het baie gepraat, julle ook al getuig van haar kuiers op die plaas as jong meisie by Granny, en die klomp broers en goed, die familie van haar, en sy het dit ook vreeslik geniet as sy na ons toe gekom het op die plaas. En ek dink Janet het dit baie gemis. En dan wil ek iets sê, dat, jy weet, ons is almal vandag ou mense, jy kan dan maar sê seniors op bejaardes, die punt is, ons is almal ou mense, buiten jy, ons is almal ou mense. En ek dink wat mense baie keer vergeet, is dat ons almal was klein, ons almal was tieners, ons almal het families gehad, of gesinne gehad, of jy nou kinders gehad het of nie, ons is almal deel van 'n gesin. Maar mense kyk vir ou mense, en hier raak ek nou 'n bietjie filosofies, as jy het geen bydra tot die samelewing gehad nie. En ek dink, dit is baie verkeerd. En as ek vir Janet vandag onthou, ek kan nie sleg praat van Janet nie. Janet was nog altyd goed vir my gewees. En ek wil graag vir Janet onthou, nie as die maar siek mensie wat sy was nie, maar ek wil vir haar onthou as die lewenslustige vrou wat my pa georganiseer het en die huis georganiseer het. Dit is hoe ek vir Janet sal onthou. Baie dankie. Broers en susters, ek lees vir ons 'n deel van die begrafenisbrief. Die eerste brief is van Tannie Janet se suster Tannie Joy. My sister Janet was a kind and loving person. Her homes were homely and spotless. She was generous and believed in fairness. She fiercely protected her family, friends, and pets. She loved and cared for everyone in her circle. Janet is at peace now and has joined her beloved spiritual family, friends, and pets. Thank you, sis, for all you have meant to us and what you did for us. You will be in our hearts forever. Die volgende boodskap is van haar broer oom Charles. Well, Jay, it's Sunday again. I'll phone you at 2 o'clock. We talked about half an hour and I was mainly the listener. What I noticed was that you could remember every detail of various times in our and your life. Questions unanswered would be answered now. Rest in peace, my older sister. At least you are in a better place with Mom, Granny, Dad, Koos and others. Going to miss our weekly chats. En dan die laaste brief is van haar stiefdogter, Tannie Sarita.
Jeanette, jy was klein van postuur, maar jy het 'n groot hart vol liefde gehad. Vir diere was daar 'n spesiale plekkie van omgee. Jy kon ure aan een praat van Victoria Wes af reg deur tot in die Kaap en terug. Mag jy in vrede rus en eendag herenig word met Chris. Ek gaan jou baie bokkie dankie vir die bel mis. Jou stem is nou vir ewig stil. Ja, Dominee, baie dankie vir jou boodskap en dat jy wel vir Jeanette geplease het uit Openbaring uit. Maar ek wil ook vir jou sê, sy het jou hele Dinsdag geselsies, het sy baie geniet. Sy het altyd vir my daarvan vertel. Ongelukkig het jy nou my babbel gebars vandag, want ek het gedink ek is die enigste een wat Wolkie is. So ja. En dan vir Dominee Lombard en die hospitaalpersoneel vir hulle ondersteuning en vir Dali met die begrafnisdienste. Ek net vir gesê ek het nie 'n klou waar om te begin nie, want Dani het my altyd die dinge gereël. Dus sy sê ek soek net die afskrif van haar uit, die verder worry jy oor niks. So ek wil vir haar in haar afwesigheid baie dankie sê. En dan wil ek vir almal wat hier is vandag sê, julle ondersteuning beteken vir my baie. Hier's bekendes wat ek nou weer sien, wat ek in 4,5 jaar nie gesien het nie, wat dit vir my regtig baie spesiaal is. Maar dis ook mense wat ek glad nie ken nie, wat vir my vreemd is. En duidelik het Jeanette vir julle iets beteken, anders sou julle nie hier gewees het vandag nie. En ek wil vir julle sê baie dankie daarvoor. En dan vir Huisvrede Kempen. Jeanette was so lank hierso, deel van julle familie gewees en vir ons as familie wat ver is dit is moeilik. Dit is baie keer frustrerend, dit is moeilik want jy wil help en jy kan nie en jy moet ander mense vra. Hoor jy help my asseblief met dit. Sandra, hoor jy kan jy asseblief vir Jeanette op die bus gaan sit vir my, Jacques Scholes. Hoor jy kan jy asseblief vir Jeanette gaan haal op die bus vir my. Julle weet nie wat 'n las dit van ons as familie afgehaal het nie. En ek weet julle het dit nie teensinnig gedoen nie, julle het dit gedoen om te help en daarvoor sê ek baie dankie. Huisvrede Kempen se personeel was vir Jeanette se familie. Ek wil nie graag mense uitsonder nie, maar Suster Jenny, Suster Botha, vir julle mediese hulp. En nie net dit vir altyd vir my boogte van haar gesondheid, dit het te waardeer. Elsabie, sy het 'n baie spesiale plekkie vir jou gehad. Elsabie het ek vir haar sê, maar jy lyk mooi vanmôre, toe sê sy ek het spesiaal hierdie rok aangetrek vir Tannie Jeanette en haar pareltjies en haar hangertjie. Want Jeanette was lief vir mooi goed en sy het dit waardeer as mense mooi aangetrek het. So Elsabie, ek weet jy gaan vir Jeanette ook baie mis. Roger was maar altyd die go-to man vir die foon. Sê ek, wat het jy nou gemaak met die foon? Nee, ek weet die foon maak van self. Sê ek, maar gaan vra net vir Roger asseblief. Julle weet nie hoeveel keer ek op hold gesit is as ek gaan bel, dan gaan die foon op hold. As ek, wat, dan moet ek weer bel. As ek, wat jy wil, nee, ek weet die foon het van self so gemaak. So Roger, baie dankie vir jou geduld. En dan Elaine, ek weet, Jeanette was ook baie lief vir jou gewees. En vertel Jeanette vir my, sy sê, wat is nie in die dorp? Nee, dit sê, waar hoor jy dit? Nee, my Elaine sê so. Ja, as jy iets wil weet wat die dorp aan gaan, vra net vir Elaine. Ek weet, dis ander mense wat sy ook naby by was, en soos ek sê, en ek waardeer regtig elkeen van julle se deel wat julle aan haar lewe gespeel het. Ronnie, sy het altyd lekker met jou gesels. So, vir almal wat die toebroodjies en die eetgoedjies gemaak het, dit is altyd welkom en lekker om met mense te gesels en ek wil vir julle sê dankie. En namens my en Joy dan, en Charles ook, hy kan nou nie vandag gewees nie, maar namens ons familie, wil ons vir julle almal baie dankie sê vir die rol wat julle in Jeanette se lewe gespeel het, want julle was maar ons hande hierso gewees, as dit nou maar net vir ons fisies onmoontlik was, om hier te wees. So ek sê vir julle baie dankie daarvoor. Amen. Liewe gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here wat elke dag met ons is, wat elke dag ons raak sien en wat liefde vir ons gee deur die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van ons wees. Amen.